Dankie meneer Pieter, dis wat gebeur as jy ons ouer geslag het met al die tegnologie. Hierdie ding is te stadig vir ons. As jy nie Pieter, dit is te stadig vir ons. In elk geval ons het dit ontwerp vir ons jonger mense se genot. Hulle weet dit maar nie, hulle besef dit maar nie. Dit is 'n slag na my. Ja, ons kyk vanoggend na die liefde. Ek het seker jy het dit opgetel toe ons deur die teks gelees het vanoggend. Baie dankie vir die geleentheid weer eens om vanoggend saam met julle te deel. Ek hoop ek kan deur ons boodskap werk. Daar is soveel dingetjies wat ons moet aanraak. As ons nie klaar raak nie, dan sal ek maar 'n bietjie stop en kan ons dalk volgende keer weer aangaan. Ek dink ek is geskeduleer deur die Here se genade. Hulle vra my om terug te kom hier vir die ding is oor 2 weke kan ek maar weer aangaan as ons nog nie daar alles kan afhandel nie, maar ons praat oor die werking van die liefde. Paulus het al reeds in verse 1 deur tot 3 het alweer reeds vir ons gewys ons om die uitnemendheid van die liefde. Die uitnemendheid van die liefde. En nou gaan hy vir ons op 'n praktiese wyse wys hoe werk liefde. Hoe liefde werk. So ja, dis waarna ons gaan kyk hoe liefde werk. Ons bid net saam. Vader, dankie dat ons nou en dan nog kon sit en dit weer eens kon reflekteer. En daar by die kruis is die groot liefde vir ons gedemonstreer. Deur wat die Seun, die Here Jesus, kon doen dit vir ons. Dat hy in ons plek kon sterf. Groter liefde weet niemand nie dat hy sy lewe sal neerlê vir iemand anders nie. En hoe waar is dit nie? Ons het nie woorde wat genoegsaam is in ons taal om in ons woordeskat, Here, om dit ten volle, Here, uit te kan druk, Here. Maar ons kan net vanoggend vir U sê dankie dat U ons liefgehad het, selfs vir die grondlegging van die wêreld. 'n waarheid wat ons mens ten volle kan verstaan en begryp en Here kan verduidelik, Here. Ons is dankbaar daarvoor. Here, leer ons van die liefde vanoggend. Leer ons uit hierdie voorbeeld van die Korintiërs, sodat ons beter kan wees vir U en daai selfde liefde wat U vir ons kom gee, dat uitkom tot in ons hart deur die Heilige Gees, dat ons dit kan beoefen. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. So hierdie verse natuurlik wat Peter vir ons gelees het, verduidelik die volheid van die liefde aan die Christen. En hierdie verse beklemtoon wat liefde doen, liewer as wat liefde voel. Wat liefde doen. En daarom die titel van ons boodskap vanoggend dan die werking van die liefde. Ek moet net seker maak of ek die regte skerm op het. Dis reg. Met ander woorde dan Christenliefde voel nie geduldig nie. Christenliefde beoefen geduld. Dis die idee hier. Christenliefde is nie abstrakt nie, dis nie op afstand nie. Dit is aktief, dit is betrokke. Liefde rol sy moue op. Liefde is liefde in aksie. So 'n definisie dan van liefde is Christenliefde is 'n aksie. Dis 'n aksie. Die Korintiërs ongelukkig was liefdeloos geweest. Hulle was jaloers op mekaar, hulle was vol van hulle self, hulle was selfsugtig en hulle het onwelvoeglik opgetree teenoor mekaar. Die apostel se doel dan met hierdie teks wat hy vir ons gee, is nie noodwendig die huwelik seremonie deur te werk en ons gewoonlik lees is ons hierdie gedeelte wanneer iemand trou, is dit nie met die huwelik. En die apostel se doel was nie om hulle informasie te gee nie. Hy het belang gestel in 'n veranderde aksie, 'n veranderde optrede, 'n bekering van liefdeloosheid na die agape liefde. Die werking dan van Christenliefde of liefde dan in aksie. En in vers 4 sien ons eers wat die liefde in die positief bewerk. In vers 4, kom ek lees vers 4 vir julle. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie opgeblaas nie. So ons kan sien daar 2 dinge sover die positiewe, sover die liefde betref. Eerstens die liefde is lankmoedig en dan vriendelik. Vriendelik. Die agape liefde maak my lankmoedig. Ons gebruik nie meer, ons praat nie meer so nie, oor lankmoedig, ons praat van geduld.
En in die konteks dan is dit om geduld te beoefen met mense, met jou medegelowiges, met die swakkeres, met die wie jou te nakom, liewers as omstandighede. Hy praat nie van ons moet geduldig wees sover as omstandig, hy praat van verhoudinge dan hier. Die liefde is geduldig wanneer ander jou seer maak. Dit vergeld nie, dit soek nie wraak nie. Matteus 5 vers 33 sê, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Romeine 12 vers 17, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. Die liefde, vriende, bewerk langmoedigheid. Dit beoefen langmoedigheid. Dit maak my geduldig. Die liefde maak my ook vriendelik. Vriendelikheid, praat van hoflik wees, van gaaf wees. Dit is so aktiewe welwillendheid, dit is om goedgeeftig te wees. Dit is goedertierenheid, terwyl geduld is om ander mense se dinge te vat, is vriendelikheid dit wat jy gee. So, dit is die twee idees daarvan, liefde wat in die positief bewerk. Vriendelikheid natuurlik is 'n karakter van God se 'n karakterkenmerk van God, is dit nie so nie? Romeine 2 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. In Titus 3 vers 4 sê, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn, nie op grond van werke van geregtigheid nie, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Vriendelikheid is 'n karaktereienskap, dis 'n kenmerk van God. As jy nie bly dat God was, dat hy gaaf was teenoor jou nie, dat hy vriendelik was teenoor jou toe jy nog sy vyand was nie, toe jy verlore was, het hy vriendelikheid beoefen. Hy het uitgereik na ons, of het was op 'n bus, 'n Golden Arrow bus, of het was op 'n trein, of het was deur 'n blou boekie wat iemand my gegee het, of 'n traktaatie wat iemand in my posbus ingesit het. Liefde was gaaf. Liefde was vriendelik. Liefde het nie gekom om te oordeel nie. En dit is die liefde wat ons ontvang het met ons bekering, met ons redding. Ons het nie 'n God, dalk het ons 'n God verwag wat ons sou slaan met 'n speep, maar ons het nie so 'n God ontmoet nie. Ons het 'n God van liefde ontmoet, vol van genade, vol van vriendelikheid. En daardie liefde is nou in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat in ons woon. En ons het nou die potensiaal, nie net bloot die potensiaal nie, maar ons het nou die geleentheid en die voorreg om daardie selfde liefde te beoefen. En dit is wat Paulus onder hierdie mense se aandag bring, die Korintiërs. En hier is 'n vraag, vriende, as gelowiges, as geredde mense, is ons vriendelik, soos Christus vriendelik was. So ons sien dan eerstens liefde in die positief, en dan liefde in die negatief, wat die liefde in die negatief bewerk. In vers 4 sien ons die laaste gedeelte, hy sê dat die liefde is nie jaloers nie, so ons sien dit is negatief. Die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblaas nie. En Paulus noem 8 dinge hier, en ek gaan probeer om vinnig hierdie 8 dinge te beweeg, vanaf vers 4d tot vers 7. Hy wys natuurlik die Korintiërs, en hy wys ons ook, die Heilige Gees wys ons wat Christenliefde nie is nie. En hy beklemtoon hierdie negatiefes om ons aan te spoor om die positiewe te doen natuurlik. So dis Paulus se redenasie, sy argument hier, positief en negatief, en hy wys ons dat die negatiewe is meer hier in 'n sin dan, en 8 negatiewe wat vir ons beskryf. Eers is in vers 4, liefde wek nie jaloesie nie. Hy sê die liefde is nie jaloers nie. Jaloesie het 2 kante. Dit sê ek wil hê dit wat ander het. Dit is begeerlik. Dan sê dit ook weer eens, ek wens ek het nie dit wat hulle het nie. Die gedagte van jaloesie is een van kwaad. Kwaad met die met wie ek meer in kompetisie is.
Dis die idee, dis die idee van jaloesie, ons die idee van kompeteer. Ons is in 'n kompetisie. Kain het Abel vermoor omdat hy jaloers was dit nie? Daar was 'n sin van kompetisie by Kain gewees, wat nie by Abel was nie natuurlik. Josef se broers was jaloers op hom en kwaad aan hom gedoen deur hom te verkoop as 'n slaaf. Koning Saul was jaloers op Dawid en het jag gemaak op hom, soos 'n hond, soos ons weet, omdat hy jaloers was op koning Dawid wie die troon sou bestyg. Die jaloesie as dit alleen gelaat word, is vernietigend, vriende. Dit maak ons naar. Ek weet jy ons so 'n woord by julle is hier in Tygerberg en waar op die Kaapse vlakte praat ons van naar. Die idees maak ons gemeen. Nasty. Jammer, hoe dit? Nasty, ja, mean. Ons ken allemaal die verhaal van ons, natuurlijk die verhaal van wat gebeur het afgespeel het in Kaapstad jare gelede, Dina Rodriguez. Jaloesie het dan gedryf om klein Baba Jordan te vermoor. Dit is wat jaloesie doen. Dit is vernietigend. Daarteenoor Christenliefde is bly wanneer iemand anders sukses behaal. Wanneer iemand materieel geseën word, wanneer daar bevordering is, ons is bly. Ons bly wanneer iemand anders geëer word en erkenning ontvang, wanneer iemand anders meer aandag geniet. En so nog 'n vraag dan om te ondersoek, is ons jaloers? Ons het die potensiaal omdat ons 'n sondige natuur het. Ons kan net jaloesie teewerk in ons lewens deur die krag van die Heilige Gees wat in ons woon natuurlik. Dan let Paulus praat ook van groot pratery daar in vers 4. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde praat nie groot nie. Ons het 'n bekende president, ek gaan nie sy naam noem nie, wat groot praat. Dis sy probleem natuurlik. Groot pratery is om ander minder te maak. Dit is om ander jaloers te maak. En dit wat ek het te misbruik natuurlik, om my wil te bekom. Dit is nie Christen nie. Dit is om te sê ons is beter as julle. Ons het meer as julle. Die Korintiërs het geestelik gespog. En ek gaan nou weer eens 'n Taanse woordjie gebruik, hulle het afgesjou met hulle geestelike gawes. Hulle het gepronk is die, hulle wou ander beïndruk met wat hulle gehad het of bekom het of gedink het hulle het. Vriende, ons moet versigtig wees dat ons nie pronk met ons besittings of ons seëninge nie. Dat ons nie pronk met ons kinders se prestasies nie, of ons huis of ons motor en al die goederes nie. Dit is nie liefde nie. Filippense 2 verse 6 deel tot 8 toon ons 'n voorbeeld van 'n persoon wat wel kon spog, is dit nie? Filippense 2 vers 6 sê dit vir ons, hy praat van Christus wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself onledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. As daar een persoon is wat kon geroem het, dan was dit die Here Jesus Christus. Maar hy het nie geroem nie, hy het nie gespog nie. Groot pratery is nie liefde nie. Opgeblaasenheid is nie liefde nie. Hy sê dat is nie opgeblasen nie. Die Korintiërs het ongelukkig het hulle groot koppe gehad in steede van groot harte. Hulle roem en hulle kennis het hulle laat voel dat hulle superior is. Maar hulle was eintlik arrogant geweest. Die apostel leer ons dat die Christenliefde ken nie arrogantheid en opgeblasenheid nie, vriende. Dit adverteer nie wat ek ken nie. Dit hou nie vir myself beter aan, omdat ek beter geleenthede gegee was wat ander nie gehad het nie. Dit is dankbaar vir die geleenthede. Dit is dankbaar en dit dank vir God as die gewer van alles, van kennis, van geleenthede om te leer, om 'n werk te hê. Dit sê dankie aan God. Vriende, kennis
op sy eie maak nie 'n persoon nie. Wat belangriker is die aanwending van kennis vir die koninkryk van God. En so, alles wat ons het, ons gawes, ons vermoëns wat ons het, ons voorkoms, wat ook al die Here vir ons gegee het, dit is nie iets waarom ons self roem nie, dit is iets wat ons vir ons gegee is, sodat ons dit kan aanwend om die koninkryk te bevorder. En dit is wat die Korintiërs nie besef nie. Die fokus van die Korintiërs was op self, om die self op te bou en die self te bevorder. En ongelukkig gebeur dit in baie Christen sirkels nog steeds so. Die fokus is op die self. 10 of 12 idees om jouself beter te maak in hierdie wêreld. Om meer spiere te kan gee om te spog van wat ek bereik het en wat ek bekom het en al die materiële dinge wat ons het. Die voorspoed, evangelie idee, dit is nie Bybels nie. Die fokus is op self. Die Christen fokus moet wees op Christus en sy voorbeeld na te strewe. Hy wat alles gehad het en alles besit het. Die volheid van die gawes, die volheid van besittings, alles wat ons kan aan dink, het hy besit, is dit nie? En hy het gekom, hy was 'n nederige slaaf, hy het nie gekom, hy kon opgedaag het, maar hy het geweet van 'n iPhone 16, hy kon opgedaag met 'n iPhone 16, of wat ook al, 25. As dit nie, hy ken die toekoms, hy kon opgedaag het met die beste motor, hy kon opgedaag het destyds in hy stowwerige paaie met sy Fortuner, 4x4, kon hy opgedaag het, maar hy het nie dink daar verwonder. Hy kon al die moderne tegnologie, dis vir ons jong mense, met al die moderne tegnologie wat ons kan hê, met wifi en al die goeders kon hy opgedaag het, maar hy het nie. Hy het opgedaag as 'n slaaf. Die liefde is nie opgeblaas nie. Die liefde is ook nie ongevoelig nie. Hy praat daar so van handel, maar nie onwelvoeglikheid en onwelvoeglik nie. Onwelvoeglikheid verwys na onbeskoftheid, ongemanierd te wees. Dit gee nie onveranderse gevoelens nie. Die Korintiërs was ongemanierd tydens hulle nagmaaltyd. Jy kan lees daarvan in Korintiërs 11. Wanneer daar in tale gepraat was, het hulle nie mekaar kans gegee nie. Almal wil gelyk praat. En so ons moet versigtig wees om ongemanierd te wees. En hier praat ek met myself onder die wêreld. En sommige keer kan ons ook besig word met dinge en dinge werk nie altyd uit soos ons dit wil hê hierdie dag nie. En dan word ons ongeduldig en ongemanierd, is dit nie? Ons kan nie ons dinge werk nie uit soos ons dit wil hê nie. En ons kan so maklik dan die geleentheid verongeluk om ander rondom ons te wen vir die Here. Ons moet gaaf en vriendelik en liefdevol wees. Ons moet dankie sê, ons moet ander eers laat gaan en dien. Ons moet opspring en skoonmaak voor anders. Maak nie saak of ek die dominee is nie. Ek kan die skoppie neem en die weeksbesem neem en dien. Die liefde is nie selfsugtig nie. Soek nie sy eie belang nie, sê Paulus in vers 5. Ons lewe in 'n selfsugtige wêreld, is dit nie? Mense kyk net uit vir hulle self. Dis hoekom ons oorlog het op die oomblik, ons oorlog. Op ons kontinent en selfs in Europa. Selfsugtigheid is wanneer ek nie wil deel nie. Wanneer ek vraag, hoe gaan ek baat hierby? Hoe gaan dit my benadeel? Wat gaan ek daaruit kry? Filippense 2 vers 4 sê, julle moet elkeen na sy eie belange, julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. So Christenliefde ken nie selfsugtigheid nie. Dit doen dinge vir God en vir anders eerste. En dan bitterheid is nie liefde nie. Hy sê, word nie verbitterd nie. Verbitterd is om kwaad te word, om geïrriteerd te word,
om uitgelok te word tot woede. Ek weet nou of hierdie, dalk kan die ouer persone wat voor my is 'n bietjie mee kan help hierdie, maar ek weet nie of dit 'n teken is van ouderdom nie, maar 'n mens kan ek let op deesdae, ek word baie maklik geïrriteer. Is dit 'n ou mens ding? Ek weet nie, is seker maar 'n vleesding, né? Die gelowige kan nie kalm bly wanneer daar gesondig word teen God nie. Dis nie wat ons sê nie. Wanneer daar dwaalleer is, wanneer daar immoraliteit is, wanneer daar die misbruik is van gawes, wanneer God se naam gelaster word, dan is daar wat ons noem toelaatbare woede. Is dit nie? Daar moet woede wees vir onreg. Maar wanneer ons op 'n persoonlike vlak getart word, beledig word, verkleineer word of bespot word, toon ons liefde. En ons word nie bitter nie. Ons draai die ander wang wat ons voorheen gelees. Ons gaan die ekstra myl. Ons volg die patrone van ons Here toe hy bespot was en geslaan was en valslik beskuldig was en vermoor was. Was sy reaksie: Vader, vergewe hulle. En dit is die agape liefde wat ons moet beoefen. Soos ons ouer word, al sê ek as ek lief van julle, jammer, ek praat nou namens die ou mense, vergewe my asseblief. Maar ons kan baie maklik sensitief word oor die kleinste dinge. Sommige word sensitief oor 'n das, sommige word sensitief dat jy nie 'n lang mou aan het hierdie bevind. Ons word sensitief vir jou kleinste dinge, vir 'n muur wat daar loop. As jy oud word, sê hulle jy fokus op al die kleinste dinge. Dis dit waar, ek weet nie, ek gee nie hierdie my lag lekker daaroor. Die groot dinge wat gebeur in die lewe, ons weet. Ons worry meer oor hare te kam en die groen sokkie en die pink sokkie nie. Ons worry oor die klein ouetjies, né? Ja. So laat ons versigtig wees dat ons nie te sensitief wees nie. Pastoor het nie my hand gesit nie. Daar was al 400 mense by die vergadering. En pastoor het nie my hand gesit nie. Ek is omgekrap daaroor. Wanneer dit gebeur? Verlede jaar pastoor 6 maande daar die datum en die tyd aangegee. As ek op die kamera, jammer, jy moet sy bestuur hy asseblief. My tannie gaan my kry. Die kwaad spreek is nie liefde nie, ek het daar 'n bietjie kwaad gespreek, vergewe my. Reken die kwaad nie toe nie. Reken is 'n boekhouterm. En so wat die apostel hier leer van die liefde, ons moet vergeet van die dade wat gepleeg was teen ons in die verlede. Dit hou mense nie in die oog nie. Die liefde is die teenoorgestelde van gegriefdheid, haatdraandheid, van 'n wrokkoester. Dit hou nie boek nie, dit vergeet, maar wees vriendelik, sê Paulus in Efesiërs 4. En vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. En so wanneer ons in hierdie situasies, wanneer ons plaasvind in hierdie idee waar ons haatdraand of enig van, dan moet ons dink aan God en wat hy en hoe hy liefde aan ons getoon het. En dan die 8ste een om bly te wees wanneer daar sonde is nie liefde nie. Hy sê is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Jesaja 50, vers 20 sê, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Ons woon in 'n tyd en in ons kultuur waar mense dit wat sleg is verheerlik, is dit nie? Skaamteloos. Waar die sleg landswet geword het, ontoelaatbare seks word verheerlik, aborsie word ingeroem en homoseksualisme. Ons het gehad verlede week, of die week daarvoor dit, waar Kaapstad het hulle geroem en dit, die state was toegemaak vir dit. Veel goedery. Onthou vriende, God is lief vir die sondaar, maar hy haat sonde. En die duisternis in ons tyd waarin ons lewe het nou lig geword in die moderne demokrasie. Dat ons almal so in roem is dit nie. Nie dat dit verkeerd is nie. Maar hierdie aspek is verkeerd, waar sonde verheerlik word en op ons land se
wetboeke geskrywe is. Christenliefde is nie bly wanneer daar sonde is nie, vriende. Dit is hartseer. Dit verag sonde, dit verheerlik dit nie. Dit toon geen simpatie met dit nie. Liefde staan vir die waarheid. Hy sê, maar is bly saam met die waarheid. Liefde staan vir die waarheid, verkondig die waarheid, verheerlik dit en is bly daarmee. En dan net op in vers 7, die alles wat liefde bewerk. Ons doen goed. Die alles wat liefde bewerk. Ware liefde bedek alles. Sê Paulus daar in vers 7. Dit bedek alles. Nou laat ek net vinnig dit noem. Die woord alles hier beteken nie, dis sluit nie sonde in nie. Dis nie die idee hier nie, waar Paulus sê dat liefde bedek sonde nie. Dis nie die idee daar nie. Die idee van alles hier verwys na alles wat aanvaarbaar is vir God en binne die wil is van God. Is julle met my? So die idee dan van alles, wanneer Paulus praat van die liefde bedek alles, praat nie van sonde nie. En ongeregtigheid nie, wat hy voorheen genoem het nie. Dit sou nie sin gemaak het nie. Maar wanneer hy praat van alles hier verwys het na alles wat aanvaarbaar is vir God en binne die wil is van God, soos geopenbaar in die woord van God. Bedek. Bedek is die idee van beskerm, is die idee hier. Ons bedek nie sonde nie, maar ons beskerm die sondaar deur in liefde die persoon te herstel in sy wandel met die Here. So dis die idee wat Paulus vir ons gee. Wanneer Wild sondig, dan ons praat nie sy sonde goed nie, ons bedek ook nie daardie sonde nie, ons hanteer dan daardie sonde. As dit van 'n publieke aard is, dan moet dit op 'n publieke wyse gehanteer word. Hy moet bekeer daarvan en hy behoort dit bely aan die wie hy seer gemaak het. Maar ons druk nie die persoon af nie. Ons druk die sonde af, ja, liewerste. Ons beskerm die persoon en ons werk met hierdie persoon dat hy kan herstel in sy verhouding met die Here en hy kan herstel in sy verhouding met sy naaste. Dit is wat die liefde doen. Die liefde bedek alles. Spreuke 10 vers 12 sê, haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Ware liefde bedek alles. Ware liefde glo alles. Dit glo alles. Dit glo God vir die beste uitkoms in 'n saak. Dit glo God se woord as die beste oplossing vir 'n saak. Sommige situasies is ingewikkeld wanneer jy met mense werk oor sekere uitdagings of probleme of selfs sondes in hulle lewens. En dan sommige kere kan 'n mens voel dat dit 'n beter opsie is en liewes raad te gee volgens wat jy voel en volgens wat die kultuur nou al aanvaar het. Maar ons moet onsself vra, wat sê God? Want dit is wat liefde is en dan in liefde die waarheid betrag en die persoon dan die woord van God gee omdat God se woord die beste oplossing het vir 'n saak. Alles onplesierig. En al maak dit in die begin dalk bietjie seer en krap, dinge bietjie de mekaar. Vertrou ons die Here se woord dat hy sal alles ten goeie meewerk en uitwerk volgens sy wil. Ons het 'n jong man gehad wat ons onlangs moet is 2 jaar gelede en ons het later uitgevind, ons nadat ons na die Here toe gelei het, later uitgevind, hy het nie 'n ID-boekie nie. Ons het hom bemoedig om 'n ID-boekie te kry en later kon ons in lig gekom dat hy bang is om sy ID-boek te kry by Home Affairs. En die rede daarvoor was omdat hy 5 jaar gelede sy paroolvoorwaardes verbreek het. En hierdie man was ywerig, hy is ywerig vir die Here. Hy in die tussentyd wat ons nie geweet het daarvan nie, het hy van sy familie gewen. En ons van sy familielede ook na die Here gelei. En so die versoeking was daar gewees om te sê, wel, kom ons kyk oor dit.
En ons moes na hom toe gaan en Romeine 13 met hom deel. En hom wys, nou dat hy gered is, en as die Gees van God in hom is, moet hy teruggaan. En in November maand, verlede jaar, het hy korrektiewe diens genader en homself oorhandig, na 5 jaar. En meer 4 maande van sy 7 maande wat oor was, het hy uitgedien, en hy was verlede week vrygemaak. En so, hy het aansoek gedoen vir sy eie boekie. Ons wag nog so 14 dae daarvoor, maandag. En dan gaan hy en sy meisie trou. Binnekort, sodra ons die boekie het, gaan hulle trou. Onthou van sy familielede was in die kerk, dit was 'n moeilike ding gewees om te hanteer, want jy weet, die suster kon dit gesê het en die tannie kon dit gesê het en sy pastoor, hierdie ding wat ook al. Maar God se woord het die beste oplossing, want die liefde glo alles. Die liefde glo alles. Dit glo God se woord, alles is onmoeilik. En daar is moeilike dinge wat ons, in ingewikkelde dinge, komplekse dinge, wat gaan gebeur saam met jou vorentoe in jou Christen wandel. Omdat ons leef nie op 'n eiland nie, is dit nie? Dinge gebeur. Ware liefde glo alles, met ander weer. Ware liefde hoop alles. Liefde weier om mislukking te aanvaar as finaal. Waar daar liefde is daar hoop, vriende. Hoop dat my ongeredde man gered sal word. Hoop dat my afvallige kind terug sal kom na die kerk en sal bekeer. Liefde hoop altyd. Dit hou aan om te hoop, is die idee hier. Dit gee nie op nie. Ware liefde hoop alles, dit glo alles. Ware liefde verdra alles. Daardie woord verdra is 'n militêre woord wat verwys na 'n weermag wat hulle posisie behou teen alle koste. En so liefde toon swaar aksie, vriende. Dit gaan lê nie, maar hou posisie. Al lyk dinge hoe erg, hoe negatief, dit gee nie op nie. God se liefde was vir my en vir jou so voor ons redding, is dit nie so nie? Sy liefde het verdra, dink daaraan, aan jou eie lewe. Dalk was dit nie so rof en wat ook al nie, soos myne nie. Dalk het die genade van God jou weerhou van so 'n lewe. Want dink daaraan, vriende, liefde het nie opgegee op jou nie. Dit het aangehou. En selfs nadat ek gered is, sy liefde hou nog steeds posisie. Dit gee nie op nie, al faal ek en ek faal, al misluk ek en ek misluk, al stel ek God te leer in my 60 jaar hier op aarde en ek stel hom te leer, dit gee nie op nie. Dit verdra alles. Ware agape liefde is altyd besig om te werk. Dit slymer nie. Dit slaap nie. Omdat God liefde is. En dit is wat Paulus hier hopelik onder hierdie mense se aandag probeer kry. Wanneer ons praat van die liefde, is dit nie iets abstrakt nie. Dit is 'n persoon. God is liefde. En daai persoon het in ons kom woon. Die dag toe ons tot bekering gekom het, ons weergebore was, het ons die Gees van God ontvang. En die Gees woon in ons. En die Gees van God is 'n Gees vol van liefde. Dit is in ons harte uitgestort. En as jy sukkel met liefde by tye, as jy kort kom praat met die Heilige Gees wat in jou woon, hy is God. Jy kan met hom praat. As dit nie so nie, hy is 'n persoon. En sy Heilige Gees help my vandag om liefde te toon, om nie geïrriteerd te wees nie. Help my vandag om liefde te toon vir 'n wêreld wat verlore is, of ek ry op die bus, of ek ry op die trein, of ek ry in my motor. Help my om liefde te toon deur ietsie uit te handig vandag vir 'n verlore wêreld, want ek weet jy daai onbeskofte man daar by die werk of waar ook al, het jy lief. Ek weet jy verdra wat hy doen en waarmee hy besig is, of waarmee sy besig is, waarmee my buurman besig is.
Ek weet die verdra, maar ek weet die is lief vir hom. En Here, help my om liefde te toon. So, hoe doen ons dit, vriende? Ons kan dit nie in ons eie mag doen nie. Selfs terwyl ek preek, besef ek, hierdie ding is ver bo my eie vermoëns. En so ons kan dit net doen wanneer ons gees vervul en deur die gees gelei word. Dis 'n boodskap vir 'n ander tyd, maar die idee is daar dat dit is onmoontlik om die agape liefde te beoefen sonder die Heilige Gees. Ek het so kortliks daaraan geraak vroeër. En dan wees lief vir sondaars, maar haat die sonde. Haat die sonde. Sommige kere kan ons dit onderstebo kry. Ons haat hierdie mense vir wat hulle doen. Hulle is alweer selfsugtig, hulle baie alweer, en is 2 uur in die nag en speel musiek. Ons haat, kan ons nou, ons kry idees in ons koppe, is dit nie so nie? Wees lief vir sondaars. Vra die Here om jou te help deur die Heilige Gees. En dan beoefen liefde soos Christus liefde beoefen het. Hoe hy liefde beoefen. Die sleutelwoord daar is, hy het opgeoffer. Ten spyte van. Hy het die welsyn gesoek van ander, van jou en van my. Is nie bly nie. Is nie bly vir Johannes 3 vers 16 nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan bekom. Hy het my welsyn gesoek en hy het die prys betaal daarvoor, en daardeur het hy liefde vir my gedemonstreer op die kruis. God is liefde, vriende. En God se liefde is 'n aktiewe liefde, dis 'n liefde wat werk. 'n Liefde wat werk vir ons. Prys Here daarvoor, dat sy liefde hier kon werk het in 2025, hier aan die mees suiderpunt van Afrika, werk sy liefde nog steeds. Prys Here.